Goed, vanaand staan ons stil by die onderwerp van grondonteening. Die teksvers wat ek vir ons wil voorhou is, jy mag nie steel nie. Dit is die teksvers wat ek dink in elk geval by baie mense in baie mense se gedagtes opkom is hierdie Eksodus 20 vers 15 wat sê jy mag nie steel nie. Hierdie gebod word ook in die Nuwe Testament herhaal. Jy mag nie steel nie. Nou, as 'n inleiding om hierdie teksvers dan ook te gebruik in ons huidige situasie, moet ons eers ons huidige situasie ook dan skets, waar ons staan in terme van wetgewing en dan te sien wat die Here se wet oor die wetgewing van ons land sê. Nou, eerstens is dit belangrik om te besef dat ons as landsburgers van Suid-Afrika is in 'n situasie waar die grondwet of die konstitusie ons koning is. So die konstitusie is ons hoogste aardse regeringsgesag. Dit is die koning. Die grondwet het in 1996 die grondwet van Suid-Afrika geword. So dit is al bykans 30 jaar oud. Die president, die ministers, die parlement, die polisie en alle ander wette is almal onderhewig aan wat die grondwet bepaal. So alles moet gemeet word aan die grondwet. Dit moet daaruit afgelei word. Die grondwet van Suid-Afrika bestaan uit 'n inleiding, 14 hoofstukke, en daar is 'n totaal van 244 artikels of afdelings. So dis 'n redelike lang dokument. Nou, volgens die grondwet, die grondwet self, kan die parlement die grondwet van Suid-Afrika verander. Die enigste manier hoe 'n artikel van die grondwet kan verander, is as daar 'n volslae meerderheid is in die parlement wat die verandering wil inbring. As hulle daarvoor stem en daar is 'n volslae meerderheid. Nou die parlement in Suid-Afrika bestaan uit 2 huise. Jy het die nasionale vergadering en jy het die nasionale raad van provinsies. Volgens artikel 74 van die grondwet, wat 'n volslae meerderheid beteken, om byvoorbeeld die artikels van die handves van regte, dis nou artikels 7 tot 39, daai artikels te verander. Wat artikel 74 sê van ons grondwet is dat ten minste 2/3 van alle lede in die nasionale vergadering in die een huis moet goedkeuring gee dat daardie spesifieke artikel in die grondwet verander kan word. En dan moet daar ook 6 uit 9 van die provinsies van die nasionale vergadering van provinsies sê dit is reg dat daardie spesifieke artikel verander word. Nou hoofstuk 2 van hierdie grondwet is seker die belangrikste gedeelte van die grondwet, want dit is die hoofstuk wat die Bill of Rights of die handves van regte bevat. Nou dit is soos ek genoem het, artikels 7 tot 39 is die handves van regte. Dit is in 'n sekere sin is waarop die hele grondwet gebou is daardie artikels. Nou daar kry jy goeie soos die reg op gelykheid voor die reg, die reg op menswaardigheid, dat elke mens inherente waardigheid het, die reg op lewe, niemand mag onwettiglik iemand van lewe beroof nie, die reg op vryheid en sekuriteit van die persoon, beskerming teen geweld, marteling en so aan vryheid van uitdrukking, die vryheid om 'n assosiasie te staan, die reg om vry te kommunikeer, die reg om in vryheid by mekaar te kom, die reg op privaatheid is onder andere ook in daai artikels, die regte van kinders, die beskerming teen mishandeling, verwaarlosing en uitbuiting en die reg op gesinsorg dan vir kinders. Nou, dis nou in daai artikels 7 tot 39 van die grondwet. Nou, een van hierdie artikels van die handves van regte is in vandag se aanbieding van groot belang.
Want daarin daardie artikels tussen 7 en 39 is artikel 25. En artikel 25 van die Suid-Afrikaanse grondwet, wat ook bekend staan as die eiendomsartikel of die eiendomsklausule, handel oor die reg op eiendom en die voorwaardes waaronder die staat eiendom in die openbare belang mag onteien. So dan eienaarskap wissel. Daar is sekere beskrywings in daardie artikel in watter in sekere omstandighede kan die regering dan die eiendom by iemand teen vergoeding in elk geval vat en dan dit gebruik vir goede soos die bou van infrastruktuur soos waterpype, huise, selfs huise, paaie en landboudoeleindes. So die artikel self, hierdie artikel 25, bevestig en beklemtoon die nasionale verbintenis, die landse verbintenis tot die grondhervorming en dan ook billike toegang tot Suid-Afrika se natuurlike hulpbronne en dan ook goeie funksionering in die samelewing. So, dus volgens artikel 25 van ons grondwet kan die regering grond of enige eiendom, en ek dink is nogal belangrik hierso om te besef dat wanneer hier gepraat word van eiendom in die artikel, dan verwys dit nie net na grond nie. Want in hierdie artikel 25 wat al staan van 1996 af, sê dit, die regering kan enige eiendom, dit staan eintlik in artikel 25.4b, kan die regering dit vir bepaalde redes onteien, maar met vergoeding. Met vergoeding, so daar's 'n proses wat deurgeloop moet word sodat die mense wat geonteien word 'n redelike vergoeding kry. Nou, hierdie artikel 25 is nie verander nie. Hy staan nog steeds presies so vandag. Wat wel verander het in die onlangse geskiedenis is dat daar 'n gewone wet, 'n ander gewone wet, 'n wet wat afgelei is uit die konstitusie dat daar 'n spesifieke wet is wat in werking getree het. En onthou, hierdie wet staan nou bekend as die onteieningswet of die Expropriation Act. Nou, enige gewone wet is 'n wet wat afgelei word vanuit die grondwet. So dit is nie die grondwet se wet self nie. Hierdie wet sê hoe eintlik die grondwet of enige van daai wette in die grondwet toegepas word. En die onteieningswet is dan so 'n wet wat sê hoe artikel 25 van die grondwet toegepas word. Hierdie Expropriation Act. Nou om so 'n wet in Suid-Afrika te promulgeer of dan amptelik in werking te stel, so 'n gewone wet te laat geld, moet die wetsontwerp ook eers deur die parlement goedgekeur word. Maar daar is nie so streng vereiste dat so 'n wet in so 'n situasie goedgekeur word nie. Daar moet net 'n meerderheid van stemme wees. Byvoorbeeld, in die nasionale vergadering wat uit 400 lede bestaan, moet daar minstens 201 stemme vir hierdie nuwe wetgewing wees. Jy moet net 'n meerderheid hê, 50% plus 1 stem. En is dieselfde dan ook by die parlement wat dan gaan oor waar die provinsies, die nasionale raad van provinsies, moet daar net 'n meerderheid van stemme wees. Maar let op die persentasieverskille of op die getalle verskille. Om 'n gewone wet te verander, kort jy 201 stemme van die 400 in die nasionale vergadering. Om artikel 25 van die grondwet te sou verander, as jy die grondwetse artikel wou verander, dan moes jy 267 stemme gekry het uit die 400 uit. So daar's omtrent 66 meer stemme wat jy sou moes gekry het. Wat natuurlik baie vrae laat van daar was 'n slim manier om eintlik artikel 25 aan te pas of op 'n ander manier te verstaan sodat onteiening kan plaasvind sonder vergoeding of met 0 vergoeding soos julle nou kan hoor. So dit 'n gewone wet gevat
en dit aangepas, want daar was in die verlede 'n onteieningswet, dit is in 1975 was daar 'n onteieningswet, en is daai wet wat gegeld het tot nou onlangs. Maar hulle daai onteieningswet het hulle verander om voorsiening te maak dat daar nou 0 vergoeding kan wees. Geen vergoeding kan wees vir onteiening. Nou hierdie nuwe onteieningswet, wat 'n aanpassing is van die onteieningswet van 1995, wat nou herroep is, een van hierdie doele is onder andere om in bepaalde gevalle aan te dui waar die voorsiening van geen of 0 vergoeding billik en regverdig kan wees vir onteiening in die openbare belang. Nou, artikel 25 vers 3 of artikel 25.3 van die grondwet vereis dat die bedrag van vergoeding vir grond regverdig en billik moet wees. Nou bepaal hierdie nuwe onteieningswet dat onteiening van grond met 0 vergoeding onder spesifieke omstandighede wel billik en regverdig is. Hierdie omstandighede sluit in verlate grond, as die grond nie gebruik word nie, byvoorbeeld. As die grond, hulle kan nie die eienaar opspoor nie, byvoorbeeld, dan sal daardie grond dan onteien kan word sonder vergoeding of met 0 vergoeding. Of as hierdie grond 'n staatsorgaan grond is, in die sin van, kom ons sê dit is Eskom grond, maar wat die regering bepaal dat hierdie grond gaan in die nabye toekoms nie gebruik word nie, dan kan hulle daai grond ook onteien teen 0 vergoeding, so hulle betaal Eskom dan niks nie. Daar is in gevalle waar byvoorbeeld die grond, as die grond nie, as die grond net daar lê, maar die grond is nie verlaat nie, maar die grond lê daar, iemand besit dit, maar hulle wil dit gebruik vir spekulatiewe doeleindes, in die sin van hulle wil hê dat soos die grond daar lê en die grond se waarde neem toe, dan sal hulle dit verkoop en 'n wins maak. Selfs in so 'n geval, dan kan die regering dit onteien en dan betaal hulle 0 vergoeding. So dit is omtrent die hoof 3 redes wat hier gesê word hoekom daar 0 vergoeding gegee word, waarvoor dit gegee sal word. Nou, die probleem met die term 0 vergoeding is seker ook belangrik om te noem. Wat is die probleem as jy sê daar's 0 vergoeding? Nou, vergoeding, as mens dink aan vergoeding, dan word dit verstaan as meer as R0. Dit is wat vergoeding per definisie beteken. Jy kry meer as 0, jy kry meer as niks. So as iemand byvoorbeeld skade aan iemand anderste se eiendom of wat ook al aanreg, dan moet jy hom vergoed, dan beteken dit jy moet hom meer as R0 se waarde gee vir daardie vergoeding. Byvoorbeeld, as ons praat van vergoeding, dan kan ons dit vergelyk met ander gebruike. Byvoorbeeld, dit klink absurd as ons sou sê die man spring 0 meter hoog, of die man hardloop 0 meter ver, die kar ry al 0 minute lank, of die stok is 0 meter lank. Ek dink daar is nog eintlik 'n duidelike ene. So dit maak net nie sin nie, dit is absurd, en dis is dit 'n leuen. Dis 'n leuen om te sê, daar is 0 vergoeding, en om daardeur te sê, wel, ons voldoen nog aan artikel 25 van die grondwet, dat ons vergoeding gee. So dit was nou 'n slim manier om te probeer die grondwet op so 'n manier inkleer, dat dit nog steeds, dat jy nog steeds grond kan onteien, sonder om enige vergoeding te gee. Maar, ek sou reken, dit is teen die grondwet. So, maar in elk geval, wat moet ons antwoord hierop wees, behalwe dat dit natuurlik 'n leuen is, dat jy kan 0 vergoeding gee, dit is, en dit weet ons, sê die 9de gebod ook, ons mag nie lieg nie, die regering mag nie lieg nie, so net op grond van dit,
kan ons sê hierdie nuwe onteieningswetgewing is nie reg nie. Nou, wat is ons antwoord as gelowiges op so 'n grondwet? Nou wat hartseer is dat dit voorkom of daar nie eers gepoog word om 'n Bybelse antwoord teen grondonteiening in die publiek te gee nie. God word nie in die argument ingebring nie. Nou partygroepe sê grondonteiening is reg vir die groter goed. Byvoorbeeld, daar sal partye wees wat sê goed, maar en ons gaan later ook bietjie daarby stil staan, is dat daar's plase wat onteien moet word om vir 'n ander groep mense kanse te gee, ekonomies, sodat hulle daar kan boer. Of dat daardie grond moet onteien word sodat dit teruggegee kan word aan die mense wat daar gewerk het 100 jaar terug en dan so vir hulle geleentheid te gee tot die grond. Nou daar is partye wat sê dit is verkeerd, die grondonteiening, maar die argumente wat hulle gewoonlik aanvoer is dit gaan ekonomiese probleme veroorsaak. Mense gaan byvoorbeeld nie meer so maklik in eiendom belê nie, of dan spesifiek 'n land belê nie, want jy weet nie wanneer dit gevat gaan word nie. Wat van die situasie van as ek nou 'n eiendom koop wat net daar lê en nou wag ek tot die waarde daarvan vermeerder en dan verkoop ek dit. Mense gaan nie meer so ywerig wees om dit te doen nie, want miskien kan die regering dit vat en wel 0 vergoeding dan gee. So ons vraag moet wees, wat sê God oor die saak? Kom ons kyk na 'n paar teksgedeeltes wat vir ons net 'n goeie aanduiding gee van hoe die Here eiendom sien en dan ook land sien. Die eerste plek is Eksodus 19 vers 5 wat sê die hele aarde is myne. Dit is nou wat die Here sê, die hele aarde is myne. Eksodus 9 vers 29, die aarde behoort aan die Here. So die Here is die primêre besitter. Hy besit alles, elke duimbreedte besit hy. Levitikus 25 vers 23 is die land is myne. Psalm 24 vers 1 sê die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So alles behoort aan die Here. Die Here is die primêre besitter. Maar goed, iemand kan nou miskien sê, goed, hierdie teksverse wat ek nou gelees het, staan in die Ou Testament. Wat van die Nuwe Testament? Wel, dieselfde word herhaal in 1 Korintiërs 10 vers 26, wat sê, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. So die Here is die primêre besitter. Nou, omdat hy die primêre besitter is enige ander besitting afgelei. As iemand, 'n mens iets besit, is dit afgelei van die Here wat die primêre besitter is. Die Here het wel bepaal dat mense kan eiendom besit, en ons sien dit in die 8ste gebod, waar dit sê, jy mag nie steel nie. Die afleiding is dan, dat daar iemand is wat ietsie besit. So ons sal dit noem, mense kan die sekondêre besitters wees. En hierdie is natuurlik ook 'n skepingsinstelling. Natuurlik, jy mag nie steel nie, is deel van die skepingsinstelling, want ons weet ook, Adam en Eva mag ook nie van daai spesifieke vrug aan die boom geëet het nie, en deur dit te eet, het hulle dit gesteel van die Here. Nou, in Genesis 1 vers 28, dan sê die Here vir die mens, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see. En ek dink, daaruit kan mens al aflei dat daar moet rentmeesterskap wees, daar moet eienaarskap geneem word van die aarde. So daar kan mens al sien, die Here wil hê, daar moet verantwoordelikheid wees, daar moet eienaarskap wees, en die mens moet verantwoordelikheid neem. So daar is hierdie reg tot privaat besit, wat ons baie duidelik uit die skrif kan aflei. Eksodus 20 vers 15 net weer, jy mag nie steel nie. Dit impliseer dat iemand mag 'n eiendom besit. Hy mag 'n land besit,
'n stuk land besit, hy mag 'n kar besit, hy mag 'n horlosie besit, hy mag klere besit. Dit is eiendom wat mense mag besit en iemand anders mag dit nie dan van jou steel nie. Nou, die Here, wanneer ons kom by land spesifiek, dan is daar baie duidelike aanduidings in die skrif dat die Here dit baie ernstig neem dat iemand se grense geskei word. Ons sien dit byvoorbeeld in Deuteronomium 27 vers 17 waar dit sê, vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê. Job 24 vers 2 sê, as dit nou gepraat word van die sondes van die wat boosheid doen, dan sê dit daar, hulle verlê grenslyne. Hulle verlê grenslyne. So hulle vat iemand se land en dan ontneem hulle die persoon van 'n gedeelte of dan die hele land. Nabot se wingerd is ook 'n baie goeie voorbeeld daar in 1 Konings. Dan sien ons die verhaal van Agab en Isebel wat Nabot se wingerd vat deur om te en hulle wil dit spesifiek Abel en Isebel wil dit hê en hulle maak dit uiteindelik Nabot dood om by daai wingerd uit te kom en dan is dit Elia wat dan oordeel. Hy spreek die Here se oordeel uit oor Agab en Isebel. In die Nuwe Testament dan sien ons in 1 Korintiërs 6 vers 10 waar dit praat van die gewoonte diewe wat nie die koninkryk van God sal beerwe nie. 1 Korintiërs 6 vers 10 waar dit praat van die rowers sal die koninkryk van God nie beerwe nie. So dit is duidelik dat daar is privaat besit, spesifiek van eiendom. Dis nie net van klere en horlosies en daai tipe besittings nie, maar ook van land wat die Here as baie hoog ag en iemand kan nie net gaan in daai grondgebied gaan vat nie. Nou, 'n vraag wat baie keer opkom, is dit nie miskien tog in die Here se plan, veral in die Nuwe Testament, dat daar nie privaat besit van grond of selfs eiendom sal wees nie. Moet daar nie ietsie wees soos gemeenskaplike besit van alle eiendom nie. Iemand sal aanvoer wel Handelinge 2 vers 24 tot Handelinge 2 vers 44 tot 45 sê en almal wat gelowig geword het was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. So dit lyk so asof in die Nuwe Testament kerk het die mense hulle eiendomme opgegee en dat alles gemeenskaplik besit. Daar was nie 'n privaat besit nie. Dit is in elk geval hierdie teksverse wat die kommuniste gebruik het in die vorige eeu om dan dit te regverdig dat daar nie privaat besit is nie. Wel, in Handelinge 4 vers 34 dan sien ons 'n bietjie 'n duideliker prentjie hoekom die mense hulle eiendomme opgegee het. Hoekom hulle hierdie eiendomme gedeel het met ander mense. In vers 34 sê dit van Handelinge 4, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van grond of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê en aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. So die mense het hulle eiendom, hulle huise verkoop en dan soos die mense daar in Jerusalem was, het hulle vir mekaar gesorg. Want onthou op daai stadium van Handelinge 2, 3 en 4 was dit mense wat uit die Romeinse Ryk uit Jerusalem toe gekom het vir die Pinkster en dit is daar waar nadat Jesus nou opgevaar het, het die apostels begin om die evangelie te verkondig en daar het baie mense tot bekering gekom, maar dit was mos nou Pinkster gewees en daar was baie mense so wat gebeur het is mense moes gevoer geword het, hulle moes voor gesorg geword het, so daar moes geld gegenereer geword het en baie van die gelowiges wat hierdie nood gesien het hulle eiendomme verkoop om die mense te versorg. En dit is een verklaring van hoekom die mense hulle besitting sou verkoop het. Wat mens ten minste kan hier sien is dat die mense het eiendomme gehad en hulle het dit verkoop om vir mekaar te sorg.
En 'n voorbeeld uit vandag uit, een van ons verloor sy werk en hy het geen geld nie. 'n Ander persoon in die gemeente is deur die Here met baie stoffelike dinge geseën en hy verkoop dan van daai eiendom. Dit kan wees selfs dat hy geld belê het wat ook eiendom is en dan om hierdie persoon te ondersteun. Dit kan gebeur, dit gebeur in gemeentes. Die vraag is dan maar, beteken dit dat Christene in die Nuwe Testament bedeling, en dit is nou na Jesus gekom het tot vandag toe, dat ons nie privaat eiendom mag besit nie? Wel, die antwoord is natuurlik nee, want ons sien dit nou in Handelinge 5 vers 4, waar Ananias en Safira, hulle het hulle grond verkoop en toe het hulle gelieg en gesê hulle het die grond vir 'n sekere bedrag verkoop en hulle daai geld vir die kerk gegee, maar hulle het gelieg, hulle het die grond vir baie meer verkoop en dan is die antwoord wat die apostel daar gee in Handelinge 5 vers 4 aan Ananias en Safira, as dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie. En daar's baie mooi afleidings wat ons hieruit kan maak, wat sê, Ananias en Safira, hulle kon daai grond gehou het, hulle kon dit besit het. So grondbesit is reg. Jy hoef nie jou grond of jou besittings te verkoop om dit absoluut met ander mense te deel nie. Hulle het vir die Here gelieg uiteindelik en ons weet ook wat met hulle gebeur het. Hulle is doodgemaak deur die Here. So hierdie wys vir ons duidelik dat eiendom wat nie verkoop word nie, nog steeds die eiendom van mense bly. Goed, nou is die vraag aan die hand van die onteieningswet en selfs dan artikel 25 van die grondwet, mag die regering eiendom kom vat of beslag lê op jou eiendom. Nou, onthou die Here is die primêre besitter, mense is sekondêre besitters, is afgelei van die Here wat alles besit. As iemand grond van 'n ander persoon sou gesteel het, dan moet dit aan die wettige eienaar teruggegee word. En hier is 'n belangrike konsep. Klink so eenvoudig, maar dit is nogal belangrik. Die afleiding wat ons daaruit maak, is dat die regering dit nie vir homself mag vat nie. So as my kar gesteel is en iemand ry daarmee weg, die dief, dan moet die kar na my toe kom en nie na die regering toe nie. Nou, as iemand die grond sou gesteel het en 'n ander persoon koop later daardie grond, dan is dit nie die koper wat moet boet vir die diefstal nie. In so 'n geval kan die nuwe wettige eienaar deur billike vergoeding sy eiendom aan die oorspronklike eienaar teruggee. Nou die staat se taak is om die diewe te straf en nie self die grond te vat nie. Dit is baie belangrik, veral in hierdie gesprek van maar daar's hierdie ongeregtigheid gewees in die verlede en daar's nou wit eienaars op die grond en nou moet die regering daai grond vat, dis hulle eiendom nou en dan laat hulle mense dit gebruik. Dit sal verkeerd wees, want as iemand benadeel was in die verlede, dan moet daai grond na daardie persone toe teruggaan. Dit het al so gebeur dat daar sekere transaksies al plaasgevind het, dat die eiendom, en spesifiek die land, teruggegaan het aan die oorspronklike eienaars toe. En dit is heeltemal reg. Maar daar's baie gevalle waar die grond gevat word of onteien word, maar dan gaan dit na die regering toe. En dit sal nie reg wees om dit te doen nie. Nou, 'n belangrike beginsel om te bepaal ook hoe eienaarskap kan verander tussen partye, tussen mense, is om te kyk na die beginsel van wat die taak van die regering is, en dit is Romeine 13 vers 4, waar dit sê, hulle is die mag gegee om kwaaddoeners te straf. En onthou weer eens, die regering is die Here se dienaars, hulle behoort te wees in 'n geval,
en hulle is daar om die kwaaddoeners te straf. En dit beteken dat die regering in sekere omstandighede eiendom en selfs land van 'n dief kan vat en dit aan die benadeelde kan gee. Hulle mag dit doen. Met ander woorde, en hier is maar net 'n voorbeeld, kom ons sê iemand het my kar gesteel. Dan kan die regering oordeel dat die dief die kar moet teruggee. Hulle vang die dief met die kar. Hy moet die kar teruggee. Maar hy moet ook R100.000 aan skadevergoeding betaal. Die herstel van die kar, die gebruik van die kar van die dief, daai dief moet daai geld teruggee, die tyd wat in beslag geneem is om hierdie diefstal te rapporteer en die tyd wat jy gewag het, ekonomiese skade wat jy gelei het as gevolg van dit, en dan kan daar van daai dief, kan daai R100.000 gevat word van sy besittings en dit kan gegee word aan die persoon wat benadeel is. Die Here het ook bepaal om hierdie kwaaddoener straf funksie in stand te hou deur howe en so aan, presidente en so aan, het hy bepaal dat die mense in die land moet belasting betaal. Mense moet belasting betaal. So as ek byvoorbeeld R100 het, dan kan die regering byvoorbeeld sê, om ons funksie van regering in stand te hou, het ons by jou 5% nodig. Of jy moet 5% gee. So nou het ek R100, dan kan die regering sê, hulle gaan R5 in 'n sin onteien, hulle gaan dit vat om hulle funksie te laat voortgaan. So in daai sin mag daar eienaarskap wissel, maar dit is alles omdat die Here gesê het, dit is hoe dit mag gebeur. Maar as die wetgewing bepaal dat die regering nou net eiendom kan onteien teen 0 vergoeding, dan is ons regering verseker besig om te tree volgens wat God hulle nie op te tree volgens wat God hulle voor geroep het nie. Hulle is eintlik juist besig om in rebellie teen God te wees. Nou, en hier is miskien 'n ander vraag. Kom ons sê, die regering wil beslag op iemand se grond lê, met vergoeding, so hulle bepaal, goed, dit is die markwaarde van hierdie stuk land, of enige eiendom, dit hoef nie net land te wees, dit kan 'n kantoor, kom ons sê jy het 'n kantoor en hulle reken nie, maar hulle het daai kantoor nodig vir administratiewe doeleindes, en hulle kom en hulle sê nie, goed, ons sê jou markwaarde gee, maar jy reken, maar goed, dit is verkeerd dat hulle doen, want ek wil daai kantore gebruik vir my besigheid, of wat ek al, dan, en hulle argumenteer, maar luister hierso, jy gaan die kantoor gebruik vir jou eie voordeel, vir jou eie wins, vir jou eie voordeel miskien vir jou familie of jou gesin en so aan. En hulle argumenteer, maar goed, ons wil hierdie kantoor gebruik vir die samelewing, want ons het hierdie kantore nodig om regspraak te lewer, byvoorbeeld. Wat moet mense se antwoord daarop wees? 'n vers wat baie kan help is om te kyk na Romeine 3 vers 8, waar dit sê, waar Paulus argumenteer dat as iemand sou sê dat laat ons kwaad doen sodat die goeie daaruit kan voortkom, dan is daardie persoon onder die oordeel. Hulle veroordeling is regverdig. So wat hier gesê word is, jy kan nie sleg doen sodat daar goed kan wees nie. So jy kan nie sê die uitkoms heilig die middel wat jy doen nie. Daai mag nooit in jou argument wees nie. As ons net vinnig weer terugkom na die kollektiewe of die nageslagstraf konsep, wat die regering baie keer ook as argumente gebruik, want dit sê baie keer, maar oor die algemeen
was daar hierdie onreg wat gepleeg is deur 'n sekere groep in die verlede, en hierdie groep moet vandag benadeel word. En dan sê hulle, maar wat van nasies wat die Here geoordeel het? Die Here het hulle tog kollektief gestraf. Hy het kollektief teen hulle opgetree, as 'n groep. Maar ons moet altyd onthou, daardie oordeel van Israel oor Kanaan en die Kanaaniete was so deur die Here bepaal. Hy het dit beveel en hy het Israel beveel om dit te doen. Want onthou, hy is die primêre besitter en hy is die primêre ene wat oordeel en hy kan besluit wie hy gebruik om te oordeel en hy kan dan ook daardie eiendom van die Kanaaniete kan hy laat wissel van die Kanaaniete na die Israeliete. Want hy is die primêre besitter van alles. 'n Vers wat ons ook hier kan help om vir ons net rigting te gee is dat jy kan nie, en dis nou Jesegiel 18 vers 20 waar dit sê jy kan nie laat die kinders boet vir die sondes van die voorgeslagte nie. So hierso sê dit, die siel wat sondig, die moet sterwe, die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. En die vader sal nie die geregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. So die persoon wat gesondig het, die persoon wat teen die wet opgetree het, wat die wet oortree het van die land, hy moet gestraf word. Goed, so hier is 'n hele paar beginsels en hierdie is 'n moeilike onderwerp en dit is 'n onderwerp wat mens nog lank oor kan gesels. Maar ek wil graag tog net afsluit om te sê wat moet gelowiges se reaksie wees wanneer gelowiges volgens die Bybel oordeel dat hulle grond onregmatig of hulle eiendom onregmatig, verkeerd, sondig gevat is. Ons weet as gelowiges wat die geopenbaarde wil van God vir die mense is, ons weet dit is die 10 gebooie, die wet van die Here wat hy gegee het vir ons, om vir ons te wys wat ons sonde is, en ook dan hoe om nou vir hom te lewe. En as die regering teen die wette van die Here optree, dan is ons hartseer. Ons is hartseer en dit is selfs reg om dan toornig te word. Soos Efesiërs 4 ons leer, as daar ongeregtigheid plaasvind en as 'n eiendom onregmatig gevat word, dan is dit reg om toornig te word, maar ons kan nie sondig nie. So ons kan nie die wraak wil neem, ons kan nie wil God speel en op 'n manier dan die regering wil bykom op 'n manier wat die Here nie bepaal het nie. Nou gelowiges weet, en dit is tog 'n belangrike beginsel, is dat gelowiges weet dat hierdie lewe tydelik is en hulle weet dat die aarde aan die Here behoort en weet dat alle mag aan Jesus gegee is en dat hy sal uiteindelik die wraak neem as daar onregverdiglik eiendom gevat is deur die regering. En dis die perspektief wat ons heeltyd moet hou. Want dit is nie noodwendig dat gelowiges dit gaan regkry deur te praat met die regering ensovoorts dat die wette gaan verander nie. Ons moet natuurlik vir die regering inlig waar hulle besig is om te sondig en dit is belangrik vir hulle self om ook vir hulle te sê hoe kan hulle die Here eer. Maar ten minste gelowiges, omdat ons die groter perspektief het dat die Here gaan uiteindelik almal oordeel en selfs die regering oordeel as hulle nou teen jou verkeerd doen. Dan moet dit 'n groot effek hê op gelowiges se reaksie teenoor onteiening. En dit moet baie anders te wees as ongelowiges sinne. Want ongelowiges oor die algemeen sit hulle hoop op die tydelike wat nou hier aangaan. Maar ons weet dat hierdie lewe is tydelik. Daar is 'n hiernamaals. Daar is 'n tyd van 'n nuwe aarde waar daar geen meer sonde gaan wees. So ons kan
En dit is waar ons hoop is, dit is wat ons perspektief is. En wanneer ons met die regering werk, dan moet ons altyd onthou aan die hand van die 5de gebod, dat daar altyd eer moet wees, onderdanigheid moet wees aan die regering, maar nie noodwendig gehoorsaamheid nie. Dit is baie belangrik. Daar moet altyd eer wees, maar nie noodwendig gehoorsaamheid nie. Wat dit gaan beteken is as die regering verkeerd 'n grond vat, daar's byvoorbeeld 0 vergoeding, en dit gaan oor, en dit gaan deur, en jou land word van jou weggeneem, dan moet ons nog steeds altyd met eer praat, en met eer werk met die regering. In sonde, en hoe die wêreld werk is, jy gaan kwaad word, en jy gaan dreigemente gooi, daar gaan hierdie opstand wees, maar gelowiges het die woord van die Here. Ons het die woord van die Here wat baie kragtiger is as enige reaksie wat die mens ken. Ons het die grootste wapen om daardie regerders se gewetens mee te sny. En dit kan hopelik bekering bring selfs by die regerders. Dit kan selfs 'n mate van vrees bring by die regerders. Nie noodwendig die vrees van bekering nie, maar daar kan jy die vrees wees van, maar as ek teen die Here gaan, soos wat die gelowiges nou sê, dan is ek nie meer 'n goeie mens nie, en ek wil tog 'n goeie mens wees, en dan het dit al in die verlede gebeur dat regerings dan wette verander, want dit is eintlik in 'n sin, het hulle is hulle bang, dan gaan hulle ewig hel toe, want dan is hulle nie so 'n goeie mens nie. So ons as gelowiges moet altyd die woord van die Here gebruik, om die gewetens van regerders aan te kla, en so hulle harte te ontbloot, en uiteindelik, hopelik, as ons die geleentheid het, om dan vir hulle te wys, wie die saligmaker is, wie die verlosser is, wie die ene is wat hulle straf gedra het, en dat hulle dit moet glo. Nou, so wanneer die grond gevat word, of die eiendom gevat word, en ons weet dit is nie reg nie, volgens die woord van die Here, dan moet daar hartseer by ons wees, hartseer oor hulle verhardheid van hulle hart, en ons kan aanhou om hulle bose harte uit te wys, en ons kan vir hulle vertel van die verlossing van die ewige straf, wat nou oor hulle is, en daai verlossing gaan hulle net by Jesus vind, as hulle bely dat hulle gesondig het. Maar wat hulle by ons moet sien, is, ons is lief vir die woord van die Here, ons het 'n hoop wat verby hierdie lewe gaan, hulle moet sien, ons besef ons eie sonde, en as hulle dit sien, beteken dit, hulle gaan sien, daar's nederigheid, hulle moet sien, ons het hierdie hoop op 'n ewige toekoms, so hulle moet ons perspektief sien, oor hierdie bemoedigende woorde uit Hebreërs 10 vers 34, want julle het ook saam met my gevoel in my boeye, en julle die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. Dis makliker gesê as gedaan sekerlik, maar hierdie gelowiges het die berowing van hulle goed met blydskap aanvaar, want hulle het perspektief gehad. En is moeilik, maar as ons hierdie perspektief van die skrif aan mekaar verkondig, dan gaan ons hopelik ook hierdie blydskap hê as ons gaan lei ter wille van die evangelie, en selfs gaan lei ter wille van die waarheid van die woord. Ons wil tog nie die woord se waarheid skei van die evangelie nie. Want onthou dat as mens vir die regering sê, maar julle is besig om te steel, dan het dit baie te doen met die evangelie. Want die evangelie sê, die Here Jesus het ook vir die sonde van diefstal kom sterf. En hoe kan ons bly wees? Wat is hierdie perspektief? As ons net 'n bietjie verder wil inkleer, Romeine 4 vers 13. Want die belofte dat hy, dis nou Abraham, erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. So die erfgenaam van die wêreld is wat gelowiges het. Ons besit hierdie wêreld in effek
Die tyd moet net uitloop. Dan gaan ons hierdie wêreld besit. So die besitting wat ons nou het, is deur die Here aan ons gegee as verantwoordelikes om dit te beskerm waar ons kan. En die Here bepaal natuurlik daai eiendom wat jy nou het, selfs as sekondêre besitter mag iemand nie van jou steel nie, behalwe as die Here ook bepaal dat jy nie meer daai eiendom moet hê nie. Maar hoe ek wil sê, is dat gelowiges gaan uiteindelik die erfgenaam van die wêreld wees. En dit is vir ons 'n groot troos, gee vir ons 'n goeie perspektief. Ook dan op hierdie onderwerp, wanneer ons dink aan, miskien kan dit met my gebeur, dat my eiendom gevat word, onregmatiglik. Goed, kom ons bid. Onse Vader, dankie dat ons u woord kon gebruik om net weer eens te sien wat u leer oor eiendom en diefstal, oor hoe regering moet optree. Here, en ons besef, ons het vanaand net stil gestaan by sekere beginsels en teksverse en dinge is nie altyd so maklik nie, daar's soveel grys areas waarmee ons toei, sal nie ons asseblief wysheid gee. En uit hierdie aanbieding dat u ook daardeur verheerlik sal word en dat die waarheid van die woord ook net weer eens vir ons so voorop sal staan en dat ons net weer eens sal besef dat ons die woord moet gebruik om harte te sny, om wette wat gemaak word, om lig daarop te werp. En sal jy ons asseblief hierin help. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.